Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. En ja, ons lees nog steeds in Lukas 1, 'n baie lang hoofstuk, né? Van vers 57 af. Toe die tyd aanbreek dat Elisabet geboorte moes gee, het sy 'n seun in die wêreld gebring. En hoor nou hierdie volgende vers, hoor hoe mooi is dit. Haar bure en familie het gehoor dat die Here hom uitsonderlik oor haar ontferm het. En hulle was saam met haar bly. Jo, vriende, is dit nie mooi nie? Nee, ons leef baie keer in 'n wêreld vol afguns en jaloesie, waar hier hoor hierdie familie en die bure dat die Here het hom oor die woord gebruik, uitsonderlik oor haar ontferm. En hulle was saam met haar bly. Jo, is dit nie mooi nie? Nee, lees ons verder, vers 59. Op die 8ste dag, dis hoe die wet bepaal het, het mense toe gekom om die kindjie te besny. Hulle wou hom vernoem na sy vader Sagaria, maar sy moeder het gesê, nee, hy moet Johannes genoem word. Hulle sê toe vir haar, maar daar is niemand in jou familie met die naam hê. Nee, daar mos nou nie 'n familienaam hê, en dit was tradisie, jy gee 'n kind 'n familienaam. Hulle het ook met die hulp van gebare aan sy vader gevra wat hy wou hê die kind genoem moet word. Hy het 'n skryfbordjie gevra en geskryf. Sy naam is Johannes. En almal was verbaas. Kyk, tot op hierdie punt, onthou jy, Sagaria, omdat hy nie geglo het wat die engel sê nie, is hy nog steeds stom die hele tyd. Hy kan nog nooit praat nie. Behalwe nou in vers 64. Skielik kon Sagaria sy mond en sy tong weer onbelemmerd gebruik. En hy het God begin prys. Nou, van die tyd wat sy swanger was, tot nou toe, so 9 maande en 8 dae weg, kon hy nie praat nie. En die eerste ding wat hy doen wanneer hy sy mond oopmaak, wanneer hy weer kan begin praat, is om God te begin prys. Jo, dit sê iets, né? Almal wat in die omgewing woon, is toe met ontzag vervul, en in die hele bergstreek van Judea het die mense oor al hierdie dinge gebeure gepraat. Almal wat hiervan gehoor het in hulle harte daaroor bly nadink en gewonder. Waarvoor is hierdie kindjie bestem? Die hand van die Here was werklik met hom. So, waarvoor is hierdie kindjie bestem? Die hand van die Here was werklik met hom. Pragtige gedeelte vanoggend. Wees ook net bly saam met hom. Ek wonder, kan ons regkry om wanneer die Here uitsonderlik goed is vir iemand, om sommer net saam met hulle bly te wees. Here almagtige God, baie dankie vir hierdie gedeelte. Dankie dat ons dit ook weer mag lees vanoggend. En ja, ons lees baie goed hierin, en ja, ons weet ook die punt van die teks is om eintlik te wys dat Johannes bestem is om die pad gereed te maak vir die Messias. Maar dankie dat ons mooi ander goed ook mag raak lees. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.